Weer eens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u en dat die waarheid van die Here se woord vir u altyd van kardinale belang is. Ons lewe in die laaste dae, ons lewe voor die wederkoms van Christus en daar's baie misleiding, spesifiek oor die eindtyd gebeure. En in vandag se video gaan ons kyk na een van daardie misleidings. Is die wegval van die geloof, die apostasy, met ander woorde die afval van die geloof af. Nou ewe skielik die departure of the church in 2 Tessalonisense 2 vers 3. En die pre-trib-leraars glo absoluut dat hierdie spreek van 'n wegraping, 'n departure of the church. Terwyl dit nie die geval is nie, wanneer ons in konteks gaan kyk na daai skrifgedeeltes, dan spreek dit van die groot wegval van die geloof af, wat gaan plaasvind in die 7 jaar periode, nie voor die 7 jaar nie, maar in die 7 jaar periode, met tesame daarmee die openbaring van die antichrist. Nou ek gaan vandag vir julle 'n paar video's speel, ons gaan luister na die menings van hierdie leraars, en ons gaan dit alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou, hoekom wil pre-trib-leraars graag hê dat die apostasy, wat in 2 Tessalonisense 2 vers 3 vir ons aangedui word, as 'n departure vertaal moet word? Hulle glo die vroeë Bybels en die vroeë vertalings het gepraat van 'n departure, maar die konteks maak nie saak of 'n departure, apostasy, rebellion is nie. Dit in konteks spreek dit van die wegval van die ware geloof wat gaan plaasvind voordat die Here gaan terugkom, en dit is nie 'n pre-trib rapture nie. So, hoekom gebruik hulle hierdie skrif uit konteks as 'n departure of the church? Baie maklik. Hulle glo dit spreek van 'n pre-trib rapture. Dit pas so maklik in hulle leer van die pre-trib rapture in. Maar die probleem is, hulle verstaan die konteks van 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3 baie verkeerd, want Jesus het nooit gepraat van 'n pre-trib rapture nie. Nou kom hulle en dan sê hulle, Paulus praat hier van 'n pre-trib rapture, want hy praat van die wederkoms en die gathering is die wegraping 7 jaar voor die tyd, en dit het niks te doen met hierdie gedeelte in 2 Tessalonisense 2 nie. Die waarheid egter is, ons moet gaan kyk wat die skrif in konteks leer, en wat het Paulus eintlik in hierdie gedeelte geleer. Nou, die woordjie apostasy is die woord in Grieks apostasia, wat eintlik beteken 'n deflection, 'n wegval van die ware leer van Christus, of dit waaraan jy voorheen vasgehou het. Nou, hoe kan dit as 'n rapture aangedui word? En dit is baie skokkend as jy kyk na hoe hierdie mense die skrif gebruik buite konteks, eisegesis, en ons moet gaan kyk wat die woord leer. Kom ek gaan speel vir julle 2 videoklips. Die eerste ene is Paul Feinberg, hy's 'n pre-trib leraar gewees, en natuurlik ook Chuck Missler. Ons gaan luister na al 2 van hulle. Nou, die eerste een gaan net 'n verduideliking wees, en die tweede een gaan Chuck Missler self praat, en hoe dat hulle verskil van hulle pre-trib kollegas, dat die woordjie apostasy nie kan gebruik word in hierdie konteks as 'n departure of the church nie. So kom ons gaan luister. Well, a pre-tribulational rapture scholar, Dr. Paul Feinberg, decided to find out. He examined all the usages of apostasia in surviving secular Greek literature in the 300 years surrounding the writing of 2 Thessalonians. Here is what he found. If one searches for the use of the noun apostasy in the 355 occurrences over the 300-year period between the 2nd century BC and the 1st century AD, one will not find a single instance where this word refers to a physical departure. Okay, so he continues, "Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition." A falling away. Apostasia is the Greek term, apostasy. And there are 2 issues here. The first is the apostasia, the deliberate abandonment of a formerly professed position or view, a defection, if you will, a reflection of a former allegiance. And this term is used to denote a political and military rebellion too, by the way, just in terms of the meaning of the Greek word.
In the Septuagint, it's a rebellion against God all through the Septuagint, and it's also all through the New Testament. Okay. Now, the definite article points to a great revolt of the end time, and that's in 1 Timothy 4, and we've covered all those in many other places. I won't take the time here. Nowhere does the Scripture ever speak of the rapture as a departure. In the rapture, the church is passive, not active. It is initiated by the Lord and done by Him. We saw that in verse 1. Dit is baie duidelik dat al twee hierdie leraars verskil van hulle kollegas, dat die wegraping as 'n departure aangedui kan word. In die woordjie wat daar gebruik word is apostasie. Nou dit kan nie ry met die konteks van die skrif nie, so ek dink die pre-trib-leraars kan so 'n bietjie gaan luister na hulle. So die konteks van die skrifgedeelte praat van 'n groot wegval van die geloof af. Nou Dr. Paul Feinberg en Chuck Mosler verskil van hulle pre-trib-kollegas en sê dat daardie woordjie apostasie kan nooit verwys na die departure of the church nie. In hierdie geval 'n pre-tribulation rapture of enige rapture. So dit kan nie wys na 'n weggaan van die kerk nie. En dit is die konteks van 2 Tessalonisense 2. Kom ons gaan luister wat sê Dr. Andy Woods. Hy praat ook oor hierdie apostasie en hy sê dit kan nie 'n geestelike wegval wees nie. En kom ons gaan luister wat hy sê. Hy praat eintlik van die departure of the church. So this relates to a controversy related to this Greek noun apostasia. And most people, unfortunately, understand this as doctrinal departure, which the word can mean in some contexts, but it doesn't fit the context here at all because he says the apostasy. And apostasy has been going on for the last 2,000 years. It's been going on ever since the Garden of Eden. So how could that be some kind of definitive sign of the end? Nou ja, hy laat geen twyfel dat hierdie woordjie beide kante toe kan wees nie. Dit kan dalk 'n wegval van die geloof wees, maar ook 'n departure, 'n fisiese weggaan wees. En dan sê hy ook in die konteks kan dit net 'n fisiese departure wees. So hy sê die meeste mense glo dit is 'n geestelike wegval en dit is wat die Bybel ook leer. Maar dit pas nie in die gedeelte wat praat in 2 Tessalonisense 2 vers 3 van die afval wat gaan kom. Hy sê dit is al vir 2000 jaar aan die gang en sê die tyd van Adam. Maar die Here se woord praat in die dae van die einde gaan daar 'n wegval van die geloof afkom in die laaste tye, in die laaste dae. En dit wil hy nie graag erken nie, maar jy sien dit moet pas in die pre-trib leerstelling. So hier moet iets ingevleg word, ingevoeg word, eisegesis, dat dit lyk asof hierdie woordjie praat van die departure of van die kerk. So kom ons gaan kyk in sy volgende video waar hy so 'n bietjie meer daaroor gesels en wat hy sê wat Paulus se konteks is en dat Paulus nie praat van 'n geestelike wegval nie, maar wel van 'n fisiese departure, die kerk, die wegraping van die kerk. Kom ons gaan luister. But the apostasy means departure. The question is departure from what? It can be a physical departure or it can be a spiritual departure. When you look this up in the Greek lexicon, you'll see both definitions there. And I think what better makes sense contextually here is a physical departure, not a doctrinal departure. Because if you go back to verse 1, he's talking about the rapture. Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus and our gathering together to him. He's talking about the rapture. And so what Paul is saying is, well, what he's not saying is, okay, there's going to be a doctrinal departure in the church before the Antichrist comes. That's the common interpretation of this, but that's not what he's dealing with here. In fact, in the Thessalonian letters, he doesn't even warn ever about a last days doctrinal departure. Nou ja, Dr. Andy Woods praat van die apostasy as die departure, dis die wegraping. Hy sê dat
hy sê nie hy weet nie, hy sê hy dink dit maak meer sin dat hierdie departure, 'n fisiese departure gaan wees, wat natuurlik dan die wegraping van die kerk gaan wees. So apostasy beteken rapture, sê hy. Nou, dit kan beide kante toe wees, maar in konteks maak hierdie fisiese departure vir hom baie meer sin, want Paulus praat hier van die wegraping in konteks, sê hy. Dis nie, die wegraping is nie die konteks hier nie. Die konteks hier is die dag van die Here. Met ander woorde, by die wederkoms van die Here gaan die wegvoering plaasvind. Paulus het nie gepraat van 'n aparte wegraping 7 jaar voor die verdrukking en dan aan die einde hierdie sigbare wederkoms, soos die pre-trib-leraars leer nie. Maar dit gaan hier oor, Paulus praat van voordat die dag van die Here gaan kom, gaan daar 'n afval kom, 'n wegval van die geloof, 'n wegval van die ware geloof in Christus. Daar's net een geloof. En dan sal die antichrist geopenbaar word. En wanneer word hy geopenbaar? In die middel van die 7 jaar, as hy in die tempel gaan sit. So die pre-trippers wil graag hê dat hierdie iets moet wees wat nou gaan plaasvind, 'n wegraping, en dan gaan die antichrist kom. En dit het niks daarmee te doen nie. Dis nie waarvoor 2 Tessalonisense 2 vers 3 staan nie. Nou kom ons gaan kyk wat gebeur by die wederkoms. Nou in 2 Tessalonisense 2 praat Paulus, hy sê met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dan laat hy by ons vereniging met hom. Dit gaan wees wanneer die eerste opstanding gaan plaasvind en die wat in die lewe oorgebly het, weggevoer gaan word, saam met die wat opgestaan het in wolke tegemoet in die lig. Dit vind plaas voor die dag van die Here. Met ander woorde, as die son swart word, die maan soos bloed, dan vind hierdie opstanding plaas, die wederkoms vind plaas, en die Here vat ons saam met die wat opgestaan het, saam met hom in die lig, ons verenig met hulle, saam met Jesus. En dis waaroor dit gaan, dis die konteks, is voor die dag van die Here. Maar voordat die dag van die Here gaan kom, gaan daar 'n wegval van die geloof kom. Dis tog baie duidelik, en almal praat daaroor. Selfs die pre-trib-leraars praat van hierdie groot apostasie wat gaan kom. Daar gaan 'n wegval van die geloof kom. En tesame daarmee die openbaring van die antichrist. En dis tog baie duidelik. Nou goed, kom ons gaan kyk na hierdie scenario. Paulus praat in 2 Tessalonisense 1-3, hy sê, now concerning the coming of the Lord, Jesus Christ, and our being gathered together to him. Met ander woorde, hier praat hy van die wegraping, wat by die wederkoms plaasvind. We ask you, brothers, to not be quickly shaken in mind or alarmed, either by spirit of spoken word or a letter seeming to be from us, to the effect that the day of the Lord has come. Nou die dag van die Here is die dag van sy wraak. Wanneer die Here gaan terugkeer, gaan hy wraak uitoefen oor hierdie goddelose wêreld. En ons weet dit vind nie plaas voor die 7 jaar nie. Absoluut nie. Dit gaan plaasvind met die oopmaak van die 6de seël, wanneer die son swart word, die maan verduister word, gebloed word en die sterre van die hemel val en so meer daardie kosmiese tekens, dan sal die Here verskyn in die hemelruim. Hy sal sy kerk gather, wegvoer, haar pad sou. Maar nou sê die pre-trippers, dan gaan Paulus nou aan, hy sê, for that day will not come, unless the rebellion, dan sê die pre-trippers, die rebellion, is die departure of the church. Dit moet eers gebeur. En dis nie wat Paulus hier sê nie. Paulus praat van 2 goed wat moet gebeur, voordat die Here gaan terugkom. Dit is die afvalligheid en die openbaring van die mens van sonde. En dit is in konteks wat daar staan. Absoluut skrikwekkend dat 'n mens kan glo dat mense so ver weg kan val uit die waarheid uit. Goed, 2 Tessalonisense spreek maar net van die dag van die Here. En dit is wanneer die Here gaan terugkom na die groot verdrukking, en dis baie duidelik. Nou kom ons gaan kyk na hierdie skets. Nou ons weet, dis die laaste week van Daniël is baie duidelik 7 jaar, 'n tydperk van 7 jaar, 3,5 jaar, 3,5 jaar, en dat Jesus het verduidelik het in Matteus 24, so ook Johannes in Openbaring 6 vers 1. Dis die begin van smarte, die eerste 4 perde hardloop hiersom, daar gaan dan groot dinge gebeur in die wêreld, en dan sal die 5de seël oopmaak, dis die abomination of desolation.
Dit is hier waar die antichrist in die tempel gaan sit en die tempel gaan ontheilig. Dan begin die groot verdrukking. Dis baie duidelik in die skrif. Daar's nie 'n 7 jaar groot verdrukking nie. Daar's 'n groot verdrukking wat begin. Jesus het nooit gesê hoe lank hy verdrukking gaan wees nie, maar dit gaan kort geknip word, verkort word met die oopmaak van die 6de seël, wat natuurlik die dag van die Here aandui met die kosmiese tekens, soos ek nou gesê het, dat daar gaan plaasvind. En jy kan dit gerus in daardie skrifgedeeltes gaan lees. Dan begin die wraak van die Here. Dis die dag van die Here. En voor die dag van die Here sal die harpatsou plaasvind. En natuurlik die rescue en u sal ons terugkeer saam met hom op wit perde en die slag Armageddon vind plaas en die 1000 jaar van vrede sal aanbreek. So dis baie duidelik dat die pre-trippers hierdie gedeelte apostasie hier wil invoeg, terwyl dit hier gaan plaasvind met die openbaring van die antichrist. En dis duidelik. U kan dit gaan lees. Daar's baie skrifte daaroor dat daar 'n afval gaan kom. So dit maak nie sin om te glo dat hierdie mense die apostasie sien as die departure of the church nie, want hulle wil dit graag 'n pre-trip hê. Want daar is nie ander skrifgedeeltes wat hulle praat van 'n pre-trip nie, so hulle wil dit dan graag 'n pre-tribulation rapture hê en gebruik hulle dan daai skrif daarvoor. Nou goed, ek sluit af. The pre-trib rapture doctrine is setting up Christians from the last generation. Dis daai mense wat gaan leef in die laaste dae, in die laaste week van Daniel, for a terrible crisis they are not expecting and which might result in the spiritual destruction of many. Dis baie, baie ernstig. Ons moet gereed maak, regmaak vir groot verdrukking en die gelowiges gaan vervolg word en dan sal die Here ons kom haal. Tot op 'n volgende keer, mag die Here u seën.